Vandag wil ons 'n bietjie gesels oor roeping. Roeping is iets waarvan ons baie maak. Veral predikante sal sê hulle is geroep tot die bediening. Selfs ons wat in gewone beroepe staan of nie in teologiese beroepe staan nie, sê ook ons word geroep deur die Here in 'n spesifieke taak, 'n lewenstaak of om dalk spesifiek iets te doen. Maar die Here praat nie meer met ons wel dit gebeur nie, ons sien dit nie meer dat hy met ons praat soos wat hy met Moses gepraat het in 'n brandende bos nie. So, hoe roep die Here? Die eerste vraag is, roep die Here ons nog vandag? Ons sê dit, maar roep hy ons nog vandag? Maar en hoe roep hy ons vandag? Ja, ek dink die eerste belangrike saak is om te besef dat selfs die geleenthede waar die Here met mense gepraat het op 'n bonatuurlike manier, in 'n droom of in 'n visioen of uit 'n brandende bos of met 'n stem, was die uitsondering op die reël. Dit was nie die reël nie. So ons lees baie dikwels in die Bybel en ons lees gedurig van die wonderwerke en van die bonatuurlike gebeure. Maar as 'n mens 'n tydlyn van die Bybel se tyd vat en jy plaas die wonderwerke en die bonatuurlike spreuke van God daarop, dan sal jy sien is eintlik baie min en baie wyd uit mekaar uit. Hoewel die Bybel natuurlik nie elke keer noem wat die Here so gespreek het nie, is dit redelik duidelik dat dit die uitsondering was en nie die norm nie. Dit gesê, die Here het so gespreek. Hebreërs 1 vers 1 sê wel vir ons, in die ou tyd het die Here op baie maniere deur die profete tot die mense gespreek. In hierdie dae spreek hy deur sy seun. En dan verduidelik hy hoe Christus die afdruksel van die heerlikheid en die afskynsel van sy wese is, met ander woorde, die volste openbaring van God en hoe hy deur die krag van sy woord werk. 1 Korintiërs 13 sê ook vir ons dat hierdie dinge, hierdie buitengewone besondere maniere hoe die Here gewerk het, die bonatuurlike skouspelagtige goed, dit sal weggaan wanneer die volmaakte gekom het. En daaruit kan ons aflei dat toe die woord van God voltooi is, toe die kanon voltooi is, toe word dit die primêre manier waarop God spreek. Hy spreek tot ons deur sy woord en dan weet ons natuurlik sy gees werk deur sy woord. So dis hoe die Here mense roep, dis hoe die Here tot mense spreek vandag, is deur sy woord en deur sy gees. Maar dit bring ons by die vraag wat jy eintlik vra is, hoe onderskei ons dan? Want nou is dit baie maklik om te sê, ek het hierdie innerlike gevoel, ek moet dit doen of dat doen. Hoe weet ek wanneer is dit nou net ek wat wil, of die Here wat my roep? Want dis gevaarlik. Ons kan nou in 'n situasie kom wat sê, die Here het dit my op die hart gedruk, dat die mooiste meisie in die kerk, dis die een met wie ek wil trou. En dis dalk iets wat ek wil, en ek kan myself oortuig daarvan dat dit 'n roeping is, terwyl dit eintlik net ek is wat dit graag wil doen. So die antwoord wat ek daarop sal gee is om te sê, dat ons kan 'n paar maatstawwe aanlê. Die een is, God roep deur gawes, en God roep deur omstandighede. So, die Here werk prakties, en soos ons gesê het, die bonatuurlike wonderwerke wat die Here gedoen is eintlik die uitsondering. Vir die ganse menslike geskiedenis werk die Here op baie praktiese maniere, en dit sien ons volop in die Bybel. So as jy wil weet waartoe jy geroep is, kan jy gaan kyk na wat jou gawes is. Wanneer die Here mense roep tot die bediening, dan roep hy gewoonlik mense wat bepaalde gawes het. En daar is baie mense wat die bediening wil betree, vir al die verkeerde redes, en gewoonlik misluk daardie bedieninge, omdat hulle nie die gawes het wat hulle regtig nodig het. Baie van hulle kom nie deur nie. Ons het altyd gepraat van Grieks en Hebreëus as die sif, en hy sif waarskynlik meeste mense uit wat nie vir die regte redes daar is nie, maar as mense wat deur daardie sif ook kan glip en op ander maniere uiteindelik die bediening verlaat. Maar die gawes wat jy het is 'n baie goeie aanduiding, die aanlegte wat jy het is 'n baie goeie aanduiding van dit waarvoor die Here jou roep. Nie net vir die bediening nie, maar soos jy gesê het, vir enige ander beroep ook, of enige ander taak. As jy nie die gawes het wat daardie taak vereis nie, dan moet jy die vraag gaan vra, is dit werklik 'n roeping? En dan deur die omstandighede. Mense word groot in sekere omstandighede, en die omstandighede van jou lewe berei jou baie dikwels voor vir die roeping waarvoor die Here jou geroep het. So, party mense sou 'n bepaalde trauma beleef in hulle jong lewe, wat hulle op 'n baie unieke manier voorberei vir 'n baie spesifieke taak of 'n baie spesifieke roeping. So ek dink mense moet gaan kyk na wat is die omstandighede in jou lewe, en daar gebeur baie dikwels sekere goed wat vir jou 'n geweldige dryf gee om 'n bepaalde taak of roeping na te volg. En dis
Dis baie dikwels hoe die Here mense roep en hoe hy hulle gebruik. God berei die mense voor wat hy roep. En hy doen dit deur die omstandighede en hy doen dit deur die gawes wat hy vir hulle gegee het. En dan praat ons in die teologie, maar ek dink dit geld vir enige ander roeping ook, praat ons van 'n innerlike en 'n uiterlike roeping. So by ons, in ons kerkverband in elk geval werk dit so, dat as jy afgestudeer het as predikant, jy word gelegitimeer, toegelaat tot die bediening, dan kan gemeentes jou beroep. So jy het 'n innerlike roeping om in die bediening in te gaan, innerlike roeping, maar dit moet opgevolg word en bevestig word deur 'n uiterlike roeping. 'n Gemeente moet jou beroep op 'n beroepingsvergadering en jou na hulle gemeente toe roep. En dis 'n bevestiging van jou innerlike roeping. En ek dink dit gebeur ook met ander beroepe, dat as jy die gawes het, die omstandighede het jou gelei daartoe dat jy 'n passie het of 'n dryf het vir 'n sekere saak, of in 'n sekere beroep of in 'n sekere rigting, miskien omdat jou pa dit gedoen het of jou oupa dit gedoen het, jy van kleins af dit geleer doen het, jy goed is daarin, wat ook al die omstandighede mag wees. As jy dan nie die geleentheid het om dit te doen nie, dan moet jy gaan onderskei, is hierdie net 'n struikelblok, of is dit nie my roeping nie? Is dit iets wat ek myself van oortuig het? So, die Here werk prakties en ons moet ons onderskeidingsvermoë gebruik om te gaan vasstel. Het ek die gawes om hierdie taak uit te voer? Is my lewensomstandighede van so 'n aard dat ek die toerusting en die dryf en die wil het om dit te doen? En is daar 'n uiterlike bevestiging, 'n geleentheid, deure wat vir my oopgaan in die bepaalde rigting waarin ek geroepe voel om te bevestig dat dit inderdaad 'n roeping is waarin die Here my wil gebruik? Ek wil dit graag opvolg met 'n volgende vraag, en dit is, dink nou aan meeste van die kykers, het dalk meer as een werk al in hulle lewe gehad. So, ek weet, predikant is 'n bietjie in 'n unieke situasie, want julle beskou dit as 'n lewenslange roeping, alhoewel mense die bediening verlaat en 'n ander, baie suksesvolle ander beroep doen, beoefen. Kan 'n mens dan ook sê, as jy verskeie werke gehad het, dat jy sê, maar die Here roep jou vir 'n bepaalde tyd, en dan kan jy jou weer roep vir iets anders, vir 'n volgende bepaalde tyd, sodat 'n mens kan, so as ek die volgende vraag sou sê, so as iemand al 2-3 werke gehad het, en is in verskeie verskillende rigtings, kan 'n mens sê, dit is iemand wat nog nie sy roeping gekry het nie, of haar roeping gekry het nie, of kan 'n mens sê, maar luister, die Here het jou geroep, en het jou gebruik, en berei jou dalk nog voor vir iets groters. Gee net vir ons 'n bietjie duidelikheid daar. Beslis, ek dink dit kan albei wees. Ek dink dit gebeur baie dikwels dat iemand iets gaan studeer, en dan halfpad deur sy studies agterkom, dis glad nie wat hy gedink het dit is nie, dis nie waarvoor hy 'n aanvoeling of 'n aanleg het nie, dis nie waarvoor hy 'n passie het nie, dis nie, en dan van studierigtings verander, of selfs sy studies voltooi in daai beroep ingaan, en dit besef. So ek dink dit kan definitief wees dat iemand nog nie sy roeping ontdek het nie, maar ek dink die ander deel kan ook waar wees, is dat iemand 'n bepaalde roeping het, maar dat jou roeping nie spesifiek is tot 'n beroep nie. Dat die Here 'n roeping vir jou het, dat sy roeping vir jou is om jou baie goed ontwikkelde mensekennis te gebruik op verskillende plekke en verskillende tye. Dit kan ook wees, dat jou roeping is om mense te mentor. En dan kan jy oor die koers van jou lewe mense mentor in 4 verskillende werke op 4 verskillende plekke, of wat ook al die geval mag wees. So, dink dit kan ook wees dat die Here jou vir beroepe wat jy beoefen vroeër in jou lewe voorberei vir 'n bepaalde roeping wat hy vir jou het later in jou lewe. En ek dink solank 'n mens hierdie riglyne aanlê en sê, maar is dit waartoe ek, want 'n mens ontwikkel, en is dit waartoe my vaardighede ontwikkel, is dit waartoe my passie ontwikkel, dat 'n mens in 'n bepaalde beroep staan en al hoe meer agterkom, maar hier's een deel van hierdie beroep waarin ek 'n besondere aanleg het en waarvoor ek 'n besondere passie het, en dit lei na 'n hele nuwe loopbaankeuse, dan kan dit wees dat die Here op daardie praktiese manier jou in daai roeping ingelei het in 'n nuwe beroep. So ek dink nie meeste beroepe is jou roeping beperk tot 'n spesifieke beroep nie. Ek dink daar kan definitief verandering en groei plaasvind. 'n Laaste vraag wat ek wil vra, en dit gaan so 'n bietjie om opsommend te praat. Ons sit met 'n skoolverlater of 'n matriek skolier, of miskien iemand wat
by 'n sekere bepaalde kruispunt in sy lewe kom, bietjie krisis beleef het en onseker is. Waantoe nou? Wat moet ek doen? Waar wil die Here my gebruik? Nou gesê, kyk na gawes en so aan, net weer opsommend en ook binne die konteks van bidend. As iemand wat al 'n paar beroepe in die bediening moes aanvaar het, gee vir ons dalk net aan die hand van opsommende riglyne, maar dalk ook hoe mense dit bidend kan doen. Hoe jy dit benader en wat jy vir 'n skoolverlater wat onseker is oor die toekoms, of vir iemand wat nou krisis beleef oor wat moet ek nou in die toekoms doen, net so 'n paar. Ek sou my gebed toespits op dat ek sou die Here vra om my te wys wat is my gawes, my te wys waarvoor is ek aangelê, waarin is ek toegerus, waarvoor het my lewe my voorberei tot dusver toe, dit wat ons oor gepraat het, die geleenthede. Ek dink dit gebeur baie keer dat mense passie het vir een ding, en dan kyk jy so vas teen jou passie, dat jy die geleenthede mis, vir ander moontlikhede nee sê, want jy so oortuig, hierdie passie is my roeping. En intussen het jy die geleenthede gemis wat die Here jou gegee het om jou roeping uit te leef. So, kyk uit vir watter geleenthede het ek. En al is daai geleentheid nie noodwendig iets waarvoor jy 'n oorweldigende passie het nie, aanvaar 'n werk. As jy nie 'n ander werk het nie, vat die geleentheid, dis 'n deur wat vir jou oopgegaan het, en soek nog steeds. So, ek sou bidend dit van die Here vra. Die ander ding wat ek sal doen, en wat ek maar gebruik wanneer ek beroepe moet oorweeg, is om myself, om so 'n bietjie buite jouself te plaas, en nie net te vra wat wil ek hê nie, of wat is my roeping, maar die mense wat my 'n aanbod gemaak het, van 'n werk, of wat ook al in die geval, of 'n geleentheid, wat kan ek toevoeg tot hulle maatskappy, tot daai skool, tot daai kerk, tot daai gemeenskap, tot daai, want ons raak baie keer so selfgesentreerd en vasgevang, dat ons roeping mis, omdat ons heeltyd na onsself kyk, en nie na wat die Here met my wil doen in die omstandighede waarin ek dalk geroep word, sonder dat ek dit dalk raak sien nie. So, ek sou dit ook bidend oorweeg en vra, en dis wat ek doen, as ek 'n beroep ontvang, is ek probeer dink, wat het hierdie gemeente wat my beroep het nou nodig? Wat het my gemeente waar ek tans is nou nodig? Is die vaardighede wat ek het, wat hulle nou nodig het, of vir die ander gemeente my bepaalde vaardighede, my aanleg, my passie meer nodig? As jy op daai twee kante van die saak fokus in gebed ook, sou ek dit baie handig beskou. My vaardighede, my omstandighede, my innerlike roeping, my passie, dat die Here dit vir jou uitwys, aan die ander kant, dat die Here vir jou uitwys, wie het my nodig, en wat se verskil kan ek maak, wat se bydrae kan ek maak daar. As ek dit so, wat ek nou hoor opsom, om te sê is, 'n fokus op waar kan ek dien, eerder as waar kan ek baie suksesvol vinnig ryk. Waar kan ek dien in 'n bydrae? En dan moet 'n ou gaan prioritiseer ook. Dis nogal 'n belangrike faktor wat ons dalk nie moet uitlaat nie, om te sê, wat is my hoogste prioriteite? Die geleentheid wat ek kry, gaan dit my verhouding met God benadeel, of gaan dit bevoordeel? Gaan dit maak dat ek Sondag moet werk? Jou roeping van God af sal nooit van jou vereis om in stryd met sy woord op te tree nie. So, gaan dit my verhouding met God benadeel? Watter effek gaan dit op my huwelik hê? Gaan dit my huwelik benadeel? Dis die verbondskringe waarin ons leef. Gaan dit my verhouding met my gesin benadeel? Gaan ek bevredigende werksomstandighede hê? En in daai volgorde gaan assesseer ek geestelike dinge eerste. Gaan assesseer ek die waardigheid, wil ek amper sê, van 'n geleentheid, om te sê, is dit in lyn met my roeping, is dit in lyn met God se wil? As dit nie in lyn met God se wil is nie, sal dit ook nie my roeping wees nie.